Goeiemorgen allemaal. Het is een voorrecht vir my om hier te wees. Ek is van Kaapstad, Suid-Afrika en net hier met vakansie tot die 13de Januarie. Dan gaan ek terug na Suid-Afrika. Nou, ek bedank vir Hans en deze familie wat my genooi het om bietjie iets te kom zeggen hier vir jullie. Ek gaan my best doen in Afrikaans-Nederlands. So ek hoop julle snap in alles wat ek sê. En kan ek vir ons bidden asseblief. Abba Vader, ons bedank U vir deze wonderlike dag, Heer. Dankie dat U seun vir ons gestuur het, sodat die wat in U glo, Koning Jesus, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal beerwe. Wat ons nou reeds het, wat U reeds vir ons gegee het. Ons bid, Heilige Gees, U is so erg welkom hier in ons teenwoordigheid. En ek vraag dat U elkeen sal seën wat hier sit, Heer. Mag hulle vandag sien wie hulle reg werklik bent in U, Koning Jesus. Ek bid dit in die magtige naam van Jesus. Amen en amen. Nou, die woord sê dat ons is 'n lamp. Die woord is 'n lamp. Die woord, as ons kyk na deze lamp, sê die woord is 'n lamp vir my voet, né? En die woord is 'n lig vir my pad. So, die woord is reg belangrik. So, vandag gaan ek met ons gesels oor wie ek werklik ben. Wie is elkeen van ons werklik? Toe ons wedergebore geraak het, volgens Johannes 3 vers 3, en Nicodemus vir Jesus gevraagd het, nou, hoe is dit reg moontlik dat ek weer in my moeder se skoot kan kom? Hoe is dit moontlik dat ek weer gebore kan word? Ek ben gebore. Toe het daar iets veranderd in ons. En iets niets het in ons gees plaasgevind, want ons gees was 'n oue gees gewees, maar God het 'n nuwe gees in elkeen van ons gesit. Maar binne in elkeen van ons is soveel wat ons nie besef. En as ons nie dit gaan uitleef en nie 'n verandering in ons gedagtes gaan kry, gaan ons leef onder die swaar en die moeilikheid van die lewe. Maar ons gees is perfek in Jesus Christus. Want die woord sê in 1 Johannes 4:17, soos Jesus is, so is elkeen van ons in dese wêreld. Nou, ek gaan net vir ons bietjie op 'n eenvoudige manier probeer uitleg wat en wie ons ben. So dese is 'n Engelse presentasie. Om te sê, ek ben van die Charis Bybelskool in Kaapstad. Ek is nou 'n tweede jaar, ek het my eerste jaar gedaan en ek gaan dese jaar op 'n tweede jaar. So dese skets sê dat we are made up of. So ons is 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Elkeen van ons wat hier sit, het dese 3 in ons, né? So, die woord sê in 1 Tessalonisense 5:23, jy kan dit ook in Nederlands lees asseblief, ek sal in die Engelse weergawe lees, dit sê, may your whole spirit, soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. So dit sê dat jou hele gees, die woord sê dit, né? Die woord is die waarheid. Hy sê dat jou gees, jou siel en jou liggaam, wat sê dit in Nederlands? Onberisplik, dink ek is die woord, sal wees tot die komst van Jesus Christus. Okay. So jou liggaam bestaan uit, jy het oë, wat jy sien, né? So dit is wat jy sien, wat jy ruik, wat jy hoor, wat jy voel, né? En wat jy proe. Dit is die sintuige van elkeen van ons se liggame. Okay. Nou, dese is 'n lamp. Zeg maar, dese stel jou voor as mens. Elkeen van ons, dit sê nou maar, is 'n illustrasie dat dit elkeen van ons is, né? So hier sit ons sien die buitekant van die lamp, alles, né? So as dese nou toegemaak is so, dan kan jy echt nie jou siel sien, so sê ons maar, ek sal dese lamp vat. Dit is ook 'n lamp, maar binnekant is daar iets wat jy nie kan sien, wat jou siel is, né? Want jy kan nie jou siel sien.
Alright. So gaan verder. So jou siel bestaan uit 3 gedeeltes. Jy het wat jy dink. Ek dink 1 + 1 is 2. Wat ek voel dis 'n koue eisterdese. Of ek voel, dis ook jou emosies, ek voel bang, ek voel bekommerd, ek voel skrikkerig. Of ek het 'n keuse, wil ek hier sein of wil ek daar sein? Wat gaan ek vanmiddag eet, vis of vleis? Okay. So, soos ek gesê het, jy kan echt nie jou siel sien, maar jy weet dat jou siel daar is. Ek kan jou siel seermaak met verkeerde woorde sê, maar ek kan nie jou siel sien, dit is binnekant. Okay, so jou gees, die woord sê in Lukas 1 vers 46 tot 47, Oh, how my soul praises the Lord, how my spirit rejoices in God my Savior. So binne in jou het jy jou gees, né? Jy het buitekant jou liggaam, jou siel en dan jou gees. So die gees is die manier waarmee jy met God kommunikeer. Goed. So jou gees, you cannot feel or see your spirit. Jy kan dit nie sien. En dit is die manier waarmee jy met God kommunikeer. Die lewe en die krag van God vloei deur ons gees. Ek gaan nou vir ons 'n skrif gee. Ons is lewendig met Christus Jesus. So ons in ons gees, toe ons weergebore geraak het ons die krag, die opstandingskrag van Jesus Christus is in elkeen van ons. So ons loop in met dese opstandingskrag, né? Ons is soos Jesus. Die woord sê in 1 Korintiërs 2 vers 16, For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. So elkeen van ons sit met die gedagtes van Christus, né? Ons het Christus binne in ons. Goed, so dan sê dit ons kan besluit of ons die lig van die wêreld wil laat deurskyn deur ons. So as ek wil besluit, Jesus Christus gaan deur my skyn. En ek gaan dat dit wat binne in my is, uitlewe na buite. Of ek kan sê, nee, die lewe is donker, swaar, ek gaan maar net basies myself wees en doorgaan met die lewe. Maar die belangrike ding is, dat ons siel is die belangrike gedeelte. Want ons is gees, ons is siel en liggaam. Maar die siel is die belangrike ding, want op met die siel kontak ons op die liggaam, kontak ons met dit wat op die aardse vlak is. En ons siel moet vernuwe word. Volgens Romeine 12 vers 2 sê dit. Ek weet nie of jy dit wil lees in Nederlands, mevrou, maar ek kan die Engels vir u lees hier. Dit sê, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed. So ons moet nie gelyk word aan die wêreld, maar daar moet verandering kom in ons gedagtes. And be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Amen. So, as ons die woord, wat ek gesê het, is 'n lig, is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So, as ek in dese woord blyf, né? As jy vir my sê, Martin, hoe gaan dit met jou? Maar dit gaan echt aan die buitekant sleg, né? En die mense is nie goed met my, en ek voel, en vandag is erg en so aan, dan sê ek, nee, want dit is my spieelbeeld waarin ek kyk. Ek sê, nee, ek ben geseend. Ek heb die vrug van die gees.
Binne in elkeen van ons is die vrugte van die Gees. Galasiërs 5:22. Daar is liefde in ons, vrede, vreugde, lankmoedigheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing. Al deze dinge is binne in elkeen van ons. Dit is wie ons werklik ben. Maar as ons kyk na die wêreld en omstandighede en ons hou nie ons oë op Jesus en ons besef nie dat ons een met Jesus is, 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, ons gees, een gees met Jesus geword. So as ons nie dit besef en dit nie uitlewe, dan is die lewe swaar, dis donker, en ons gaan op dieselfde manier deur die dag gaan. Maar alhoewel, volgens Efesiërs 1:13, toe jy wedergebore geraak het, is jou gees verseël. Dit is gevacuum pack. So jou gees is toe vasgemaak deur die Heilige Gees. So dit wat van die wêreld is, wat in die fisiese en die sielsdimensie is, kan nie by jou gees kom. Jou gees is reeds volmaak. So 1/3 van jou, as jy uit 3 bestaan, 1/3 van jou is volmaak gemaak. En dese gees, as gaan eendag, gaan jy besef, wow, dit is echt werklik wat ek in my gees heb, en wat ek kan uitleef. Maar soos ek sê, die belangrike ding is, dat jou gedagtes moet verander. Dit wat hier binne is wie ek werklik ben. Dit is Jesus in print, dit is die woord, want ek is soos Jesus in die wêreld, en dit is belangrik dat ek dit sal besef, en dat dit sal inplant in my hart daagliks, op 'n daaglikse basis. Okay? So, dit is my liggaam, die besluite lê in my siel, wat wil ek? Wil ek die lig aan hê, en ek wil leef in die lig, en die lig wees, en verlig wees deur die woord, en die krag, want ons denke moet reg wees, né? Deur my gees leef, want die woord sê in Galasiërs 5, dat jy moet wandel deur die gees. So ons moet leef deur die gees, deur die siel, na die liggaam, na die buitekant. Van binne af, buite toe. Nie van buite af, binne. Okay? So 2 Korintiërs 5:17 sê, if anybody be in Christ, he is a new creation. So julle ben nuut gemaak en die oude dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. So ons kan nie sê in ons gees het ons alles. Ons het reeds die rykdom want Jesus het die rykdom. Ons het reeds die wysheid want Jesus het die wysheid. Ons het reeds die gesondheid want Jesus gee die gesondheid. Ons is nie depressief, Jesus is nie depressief. Ons leef deur Christus Jesus. Die woord sê, ek is tot alles in staat, Filippense 1 vers 13, deur Jesus wat my die krag gee. So, wat moet ek doen? Ek moet dan besluit. As ek besluit dat Jesus is my Heer, ek gaan deur Jesus leef, my old me is gone and I'm a new creation. So nou is my gees en my gees en Jesus se gees is een. So Jesus leef in my. So dis belangrik dat ons sal besef wie ons ben in Jesus Christus. Ek wil vir julle nog dese stukkie lees. Ek wonder of u dit kan lees asseblief. Dit is in 1 Korintiërs 2 vers 11 tot 16 asseblief. Want wie van de mensen weet... Want wie van de mensen weet hetgeen van de mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand
hetgeen in God is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met de woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Amen. So, ons het gedagtes van Christus en ons moet daagliks geleid word deur wat de gedagtes is van Christus en wat de doelstellings is vir Christus vir ons lewe. So, Filemon 1 vers 6 sê, dis nou Afrikaans, het sê dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van alles wat goed in jullie is. So het sê dat ons moet besef dat wat binne in ons is. Ons moet besef wat binne in ons is. Dat ons is echt waar, omdat ons wedergebore is en ons behoort aan Christus en Christus behoort aan ons en God ons liefde, is daar 'n kragtigheid binne in elkeen van jullie. En God het julle elkeen reg lief. So, amen, en ek gaan net vir julle bid. Dankie Vader, dat ons dese woord kan kry, Heer, en dat ons daaraan kan dink, dat ons is een met U, Heer. Dat U het vir ons gesterf, Jesus. En deurdat ons U geloof in U het, U woord sê, een van die vrug van die gees is die geloof. Ons het reeds die geloof van Jesus binne in ons gees. En omdat ons kan leef deur dese geloof, en die woord sê, in you I live and move and have my being, Lord. Bid ek dat elkeen van ons sal besef wie ons is, Heer. Dat ons nie sal wees soos na die graf sal gaan leeg nie, maar dat ons die volle ewige lewe wat ons nou reeds hier op aarde het, die oorwinningskrag, die oorwinningslewe wat ons het, dat ons dit sal uitleef, Heer. Dankie vir die belofte wat U vir ons gegee het. Dankie vir wat binne in elkeen van ons is. Ek seën elkeen wat vandag hier is. En ek loof U wonderlike naam, in die magtige naam van Jesus. Amen en amen.